kyk net na hierdie standaardvorme van ons drie grafieke. Wat baie belangrik is hierdie K. Hy het nou verlede jaar bygekom, waar ons die grafiek horisontaal dan ook nou inkrimp of uitrek. Baie belangrik as jy enige vrae oor hierdie antwoord, is dat daardie K-waarde moet eers uitgehaal word, voordat jy enigstens vra oor die skuwe en die goed antwoord. Die A-waarde wat voor is, rek hom vertikaal. So dit is my amplitude in die geval van 'n sin en 'n kosgrafiek, maar in die geval van 'n tangrafiek sê dit maar net vir my hoeveel keer rek die grafiek opwaarts of afwaarts. Dan die Q aan die agterkant is tradisioneel, dis my skuif op, skuif af. Op is positief, af is negatief. Dan die 2 wat in graad 11 bygekom het. P duif my aan of hy links of regs skuif. As P positief is, dan beteken dit hy het links geskuif. As P negatief is, het hy regs geskuif. En dan K duif my aan hoeveel grafieke moet in die oorspronklike periode kan inpas. Okay. Belangrik om te besef dat 'n tangrafiek het nie 'n amplitude nie, want amplitude is jou afstand tussen jou maksimum en jou minimum gedeel deur 2. Maar omdat 'n tangrafiek nie 'n maksimum of 'n minimum het nie, kan hy dus nie 'n amplitude hê nie. Dan, om te weet, ons periode, as ek my oorspronklike grafiek gehad het, dan is my sin en my kos se periode mos 360 grade. Dan sinne is 180. As ek nou ietsie daarvoor het, kom ons sê byvoorbeeld, ek het sin van 2x, dan beteken dit, daar moet 2 grafieke inpas in die plek van die oorspronklike een. Nou dink maar net aan jouself, as jy in 'n vertrek is, en jy die hele vertrek vir jouself, maar, nou kom iemand en hulle sê, nee, julle moet nou 2 in daai vertrek. Wat gebeur met jou spasie? Jou spasie word helfte kleiner. So, as ons wil weet wat is die nuwe periode, dan vat ek die oorspronklike periode van 360 en ek deel dit deur die aantal grafieke wat daarin pas. So in hierdie geval sal dit dan 2 wees. So dit beteken my nuwe periode is dan 180 grade. Want ek moet 180 grade gebruik vir die eerste grafiek en nog 180 grade vir die tweede grafiek. Dan verder, kom ons kyk 'n bietjie. Die Q het ek nou klaar gesê en die P het ek ook gesê links en regs skuif. So die eienskappe van tregfunksies. Amplitude, dit is in fisiese wetenskap leer julle, dis die maksimum uitwerking vanaf die rusposisie, maar in hierdie geval, ons kan sê dis die hoogte van die grafiek, maar jy moet baie oppas vir daardie definisie, want dit dek nie dat 'n mens dan vertikaal geskuif het nie. So die bietjie veiliger pad om hom te definieer, is as jy die afstand tussen die maksimum en die minimum van 'n grafiek vat. So kom ons sê, daar is ons singrafiek. As ek die afstand van die maksimum tot by die minimum vat, en ek deel daai afstand, deel ek deur 2, dan gee dit vir my die amplitude. So daar is my amplitude. Dit sal dan help in die geval waar jou grafiek byvoorbeeld vertikaal geskuif het. Want ons kan nie net sê, dis die uitwerking vanaf die x-as nie. Want as die grafiek opskuif, beteken dit nie noodwendig sy amplitude het verander nie. So, in hierdie geval, die tangrafiek het ons reeds gesê, het nie 'n amplitude nie, want dit het nie 'n maksimum of minimum nie. By singrafiek staan die A wel vir amplitude. So, as jy dan nou die vergelyking van 'n grafiek moet kry, dan kan jy sy amplitude eers gaan uitwerk, en jy kan dit gaan indruk by die A-waarde. As A positief is, beteken dit, jy het jou oorspronklike grafiek gevat, en jy het hom net vertikaal uitgerek. As jou A 'n breuk is, 'n egte breuk, so hy lê tussen 0 en 1, dan beteken dit jou grafiek het platter geraak. So dis 'n vertikale inkrimping. As jou A negatief is, beteken dit jou grafiek het gereflekteer om die x-as. So kom ons kyk net na hierdie ene. As ek vir jou sê y is gelyk aan 2 sin x,
die 2 vooraan, rek hom vertikaal. So my punte hier op die x-as gaan dieselfde bly, want my y-waardes verander nie daar nie. Maar waar my y-waarde hier oorspronklik 1 was, rek hy nou op na 2 toe. Hier waar hy min 1 was, rek hy af na min 2 toe. So dis 'n vertikale uittrekking en sy nuwe amplitude gaan dan 2 wees. Volgende enetjie, kyk ons na die periode. Die periode dui vir my aan, of dit vir die getal wat voor die periode staan, gaan vir my aandui hoeveel van die grafieke pas nou in die oorspronklike grafiek se periode in. So as die oorspronklike periode was 360 grade. As ek dan nou byvoorbeeld 2 grafieke daar wil inpas, so my B-waarde gaan dan 2 wees, beteken dit my nuwe grafiek se periode gaan 180 grade wees. So in hierdie spesifieke voorbeeld wat ons hier gee, cos 3x, cos-grafiek se oorspronklike periode is 360, maar sy nuwe periode gaan nou 120 wees, want ek wil 3 grafieke nou daar inpas. So ek vat die 360 en ek deel dit deur 3. Dit gee dan nou vir my 120 grade. En nou, wat ek daar volgende gedoen het, ek noem dit die kritieke punte. Om kritieke punte te kry, gaan ek vir my sê, goed, my cos-grafiek se nuwe periode is 120 grade. Maar dink bietjie terug, toe jy jou basiese grafiek geteken het jy vir my gesê, ons het gewoonlik 'n singrafiek geteken so, né? Dan het ons gewerk met die 4 kwadrante om ons kritieke punte te kry. Dit was op 0, 90, 180, 270 en 360. So, om jou kritieke punte te kry op 'n trigrafiek, vat jy jou grafiek en jy deel hom in 4 gelyke dele. So wat ons hier moet doen, is ons moet sê, ons nuwe periode is 120 grade, maar ek moet dit deel deur 4. Dan kry ek 30 grade. So, die kritieke punte gaan by 30 grade wees. Hoekom werk ek dit uit? Want dan kan jy jou sakrekenaar gebruik met die tabel en hierdie 30 grade is dan wat ons op die sakrekenaar ken as jou step. Die gevaar daarvan om dit sonder hierdie te doen is dat dan kan jy eintlik nie jou sakrekenaar gebruik nie. Want as jy jou sakrekenaar gebruik en jou step is nie reg nie, dan gaan jy nie jou draaipunte se koördinate kry nie. So dit is hoekom jy hierdie step moet gaan uitwerk. Vat jou 120 grade, jou nuwe periode, en deel hom deur 4 om jou gelyke dele te kry. En dan moet jy jou step 30 grade maak. Kyk ek na cos x plus 45 grade, beteken dit my grafiek het 45 grade links geskuif. So nou moet ek weer gaan kyk. 'n horisontale skuif, onthou net, plus skuif hom links, minus skuif hom regs. En dit beteken ek gaan heeltyd my skuif op die x-as doen. So, kom ons kyk dan nou net na ons grafiekie, so ek net terugkom by hom. Oorspronklike cos-grafiek was my soliede lyn. As hy dan 45 grade links skuif, vat daai piekpunt daarso, skuif hom 45 grade links. Vat hierdie punt hier onder, skuif hom 45 grade links. Vat daardie punt, skuif hom 45 grade links. En so gaan jy al jou punte 45 grade links skuif en dan verbind jy hulle net. Ietsie waarvoor jy net moet oppas, is hierdie eindpunte. Soms vra hulle in 'n vraag dat jy die eindpunte se koördinate ook moet aandui. Hoe gaan jy dit doen? Jy gaan dan net op jou finale grens vat. Jy gaan besef, dis 360 grade, want dis my grens daar. En dan vat jy 360 grade, druk dit by x in, en dan gaan jy jou y uitwerk. En dan kan jy jou y-waarde daar in terme van 'n koördinaat skryf. En dan gaan jy dieselfde ook aan ons linkerkant doen. So besopie vir daardie, dis so 'n klein sinnetjie wat hulle in jou vraag sit, waar hulle vir jou sê, dui ook die, nie net die asmetode aan nie, maar jy moet ook die koördinate van die eindpunte aandui. Maak net seker hulle is ook ingevul. So ek het nou reeds gesê, as my P positief is, beteken dit ek gaan links skuif,
en as hy negatief is, gaan ek regskuif. Nou, 'n vraagie van Trigger, net so 'n bietjie met interpretasievrae by. Ons het hier die grafiek van F, dit is hierdie enetjie hierso, hy is F, wat geteken is, hy het 'n amplitude van 2, so hy het vertikaal met 2 uitgereik, wat ons wel sien, want hy gaan daar op tot by 2, en daar moet 2 grafieke in die oorspronklike grafiek se spasie inpas. So, oorspronklike periode was 360. Gedeel deur 2 gee vir my 'n nuwe periode van 180. Wat beteken, oor 180 grade moes ek presies een volle grafiek geteken het. So dan merk jy die middelpunt, en dan weet jy dis 90, so by 45 grade moes hy 'n maksimum bereik, en by 135 'n minimum. So dis hoe hulle by my grafiek uitgekom het. Dan het ons die kosgrafiek, hy het 45 grade links geskuif, en hy het ook gereflekteer om die x-as. So daarom is hy nou 'n bergie in plaas van 'n pakkie. So dan van hierdie grafiek af vra hulle nou vir my, gee die periode van F, die waardeversameling van G, en dan moet ek weer ongelykhede gaan aflees. So die eerste een, die periode van F. F was hierdie grafiek. Wat is sy periode? Is presies 180 grade, want ek het een volle grafiek oor daardie aantal grade geteken. So periode is net 180 grade. Tweede enetjie, die waardeversameling van G in die interval. Let wel, nie die waardeversameling van G in die algemene, net in hierdie interval. Nou, die maksimum is maklik, want dis 135 grade. En kyk gou na jou G-grafiek, het hy vertikaal gerek? Nee, want sy amplitude is nog steeds 1. So, daarso wys hy ook vir my, so my maksimum daar is 1. Maar nou wil ek graag weet, wat is hierdie minimum? So wat jy doen, is jy sê vir jouself, maar ek weet my x by hierdie punt is 0. So maak jou x 0 in jou G se vergelyking, en werk jou y-waarde uit, dan gaan dit vir jou sê, dis min wortel 2 op 2. En jou maksimum het jy daar vandaan af gekry. So daar sal my interval wees. Die enigste ding wat jy moes uitwerk, is jy moes jou y-afsnit uitgewerk het, deur jou x 0 te maak. En die eindpunte is ingesluit, want daardie punte lê op jou grafiek. Dan weer die ongelykheidsvraag. My antwoord moet positief wees. So, oor die hele interval moet of albei moet positief wees, of albei moet negatief wees. En hy mag nie gelyk aan 0 wees nie. So, kom ons begin van links af kyk. Kyk ek van links af hierdie eerste stuk, dan is daai ene positief en hierdie is negatief. So dit gaan nie werk nie. Nou hardloop ek tot by die eerste plek waar iemand die x-as sny. So dis by 45 grade. Na 45 grade, ja, nou is daai ene positief en hierdie is positief. En dit hou aan tot by 90 grade. So tussen daai twee gaan dit waar wees, want dan sal hulle albei positief. Kyk ek na 90 grade, dan is hierdie G is positief, maar F is negatief. So die enigste stuk waarvoor dit geldig is tussen 45 en 90, en die eindpunt is nie ingesluit nie, want nie een van my grafieke mag 0 wees nie, omdat ek groter as 0 wil hê. So dan in hierdie geval gaan ek nou my antwoord skryf, en dit gaan wees eksperiment van 45 tot by 90, nie een van hulle ingesluit nie. Volgende enetjie vra vir my, waar is fx plus 1 kleiner gelyk aan 0? Herskryf hom net gou-gou, en vat die 1 na die ander kant toe. Hoekom? Want dan word dit, waar is fx kleiner gelyk aan min 1? So dit beteken, hier lê min 1. So, ek wil alles hê wat onder daardie lyn lê. En dit beteken ek moet daardie deel van die grafiek gebruik.
Nou, as ek gaan kyk na daardie deel, hulle het vir my A se koördinate gegee, wat beteken, ja, ek het die beginpunt. Maar nou wonder jy dalk, wat gaan hierdie koördinate aan die ander kant wees? Onthou, hy is simmetries. So, van 105 grade na 135, beteken hierdie afstand was 30 grade. Dan sit jy net nog 30 grade by na daardie kant toe, wat beteken daardie x gaan 165 grade wees. So, wat is die x'e wat ons gaan aflees? Ons gaan sê, dit is van 105 tot by 165. En in hierdie geval het ek 'n kleiner of gelyk aan, so daarom moet my hakkies moet ingeslote wees. Nou beweeg ons aan na ons sin, kos en oppervlaktereëls. Soos ek voorheen gesê het, kom daar nie 'n matriek nuwe goeders regtig by nie, behalwe dat ons net meeste van ons probleme nou in 3 dimensies gaan doen. So wat het ek alles nodig om hierdie afdeling net 'n bietjie beter onder die knie te kry? Is gaan maak seker van al jou tregverhoudings. Sorg dat jy jou formules ken. Wat is sin? D op S, cos A op S, al daardie verhoudings. Dan moet jy ook weet, hoe kan ek daai verhoudings gebruik om hoeke en sye in 'n gewone reghoekige driehoeke op te los. Tweede ding is ek moet weet, hoe kan ek die sinusreël gebruik om sye of hoeke uit te werk. As jy 'n sy moet uitwerk, dan gebruik jy die weergawe van die sinusreël waar jy jou sye aan die bokant sit. As jy 'n hoek moet uitwerk, dan sit jy jou sinne bo op jou sinusreël. So dan kies jy die weergawe waar die sin A, sin B en sin C aan die bokant is van die breuke. Dan verder moet jy ook die kosreël ken, ook weer om die lengtes van sye of hoeke te kan uitwerk. Ek wil net een dingetjie bietjie teruggaan. Onthou by die grootte van 'n hoek, spesifiek by die sinusreël. Maak seker jy kyk ook na die situasies waar jou hoek dalk 'n stomphoek kan wees. So gaan maak dit weer seker daarvan ook. En dan derdens moet jy ook die oppervlaktereël ken. En die oppervlaktereël, die sal jy altyd weet wanneer om te gebruik, want hulle gaan spesifiek vra, bereken die oppervlakte. As dit kom by die sinus en die kosinusreël, is my wenke gewoonlik, bly by die sinusreël, behalwe as jy 3 sye het, of as jy sy hoek sy het in 'n driehoek. Want in daai 2 situasies sal jou sinusreël nie werk nie. So dit is die enigste 2 situasies waar die kosreël verpligtend is, of as jy natuurlik besig is in 'n probleem en hulle sê bewys 'n sekere sy en hulle het dan aan die regterkant het hulle iets kwadrate of hulle het wortels, dan weet jy ook ons moes die kosinusreël toegepas het. En dan natuurlik ook weer leerwerk, bewys die sinus, die kosinus en die oppervlaktereëls. Dit is ook ingesluit. Hulle het dit vir 'n lang tyd nie so baie gevra nie, maar hulle het dit nou alweer in die laaste tyd gevra. So maak seker dat daardie ook ingesluit is by jou leerwerk wat jy gaan doen. Kom ons kyk na 'n spesifieke probleem hierso, die sinusreël. Sinusreël gaan ons spesifiek gebruik om die sy of die grootte van 'n hoek in enige driehoek te gebruik, waar ons dan nou nie noodwendig 'n 90 grade hoek het nie. In die geval, daar's 2 formate van hom, soos ek nou reeds genoem het. As ek die sye wil uitwerk, dan sit ek hierdie weergawe gebruik ek dan, want my sye kom dan aan die bokant van die breuke. As ek die grootte van 'n hoek wil uitwerk, gaan ek die sinne aan die bokant sit. So, om die lengte van 'n sy te bepaal, moet jy die grootte van die teenoorstaande hoek hê. So kom ons sê, ek soek byvoorbeeld hierdie sytjie C. Dan moet ek sy oorstaande hoek of klaar hê, of ek moet hom kan uitwerk. En dan moet ek nog een ander paartjie hê, waar ek 'n sy en 'n hoek het wat bekend is. So hierdie sinusreël werk altyd so in pare.
Jy moet een volledige paartjie hê wat bekend is, so die sy en die hoek moet bekend wees, en dan moet jy 'n ander paartjie hê waar jy of die sy of die hoek het, en dan kan jy invervang en oplos. As jy die hoek wil bepaal, dan moet jy die grootte van 'n oorstaande sy hê, weer eens, jy soek 'n paartjie en nog 'n paartjie. So of jy nou die lengte van 'n sy of die grootte van 'n hoek wil bepaal, in beide gevalle moet jy een volledige paartjie hê met sy waardes wat jy dan kan invervang. Volgende enetjie, kyk ons na die kosinusreël. Hier gaan ons die lengte van 'n sy of die grootte van 'n hoek weer bepaal, en is weer nie 'n reghoekige driehoek nie. En dit is my formule. Hy staan op jou formuleblad. Wat belangrik is dat as ek werk met hoek A, so as ek werk met daardie hoek A, dan moet jy hier aan die linkerkant die sytjie teenoor hom gebruik. En die ander twee sye is dan die sye wat hier en hier kom. Ja, so weer eens, ons werk so half met pare, dit wat aan die linkerkant kom, moet koppel met die hoek wat by kos staan. Die ander formate, sien julle weer, kos van B, beteken ek moet aan die linkerkant met B² begin. En dan die derde enetjie, kos van C, beteken ek moet aan die linkerkant met C² begin. Dan kan ek ook die kosinusreël natuurlik gebruik om die lengte van 'n sy te kry, maar in die geval van die kosinusreël moet ek dan, kom ons sê byvoorbeeld ek soek die grootte van die lengte van 'n sy, so kom ons sê ek soek weer C. As ek C soek, dan moet ek met die hoek oorkant omwerk en ek moet die twee sye wat daardie hoek vorm, met ander woorde, dit moet twee sye ingeslote hoek wees, moet bekend wees. Dan kan ek die sy oorkant omkry. As ek die kosinusreël wil gebruik om 'n hoek te kry, dan gaan ek op dieselfde formaat werk. Ek gaan die twee bene gebruik wat weerskante van die hoek is, en dan die sytjie wat oorkant die hoek is. So weer eens dieselfde patroon, maar jy kyk hier vir twee sye ingeslote hoek. Dan die oppervlaktereël. Weer eens gaan ons werk met twee sye ingeslote hoek. So kan enige een van die hoeke gebruik, maar as ek spesifiek byvoorbeeld met hoek B wil werk, dan beteken dit ek moet C se lengte hê en ek moet A se lengte hê. En dit gaan ek dan in die oppervlaktereël invervang. Gebruik ek byvoorbeeld hoek C, dan gaan my twee sye wees A en B. Sien jy, daar C, so dan moet ek A en B as my twee sye gebruik. Soek ek die oppervlakte en ek wil met hoek B werk, dis die een wat ons eerste gedoen het, dan moet ek sye A en C gebruik. En as ek met hoek A wil werk, moet ek sye B en C gebruik. So dis maar net hoe mens dan nou jou invervanging in jou formules gaan doen. So in hierdie geval, weer eens, twee sye met 'n ingeslote hoek nodig. Nou, praktiese probleempies. Wanneer ons kom by die ander 3 dimensies, is dit baie belangrik dat jy identifiseer dat in hierdie spesifieke situasie, en dis maar 'n tipiese probleem wat hulle vir jou gee, het jy 'n vertikale struktuur, dan het jy 'n horisontale vlak, hy is meeste van die tyd is hy daarom ingekleur, dan het jy 'n driehoek aan die linkerkant, jy het 'n driehoek aan die regterkant, en moet dan nie vergeet, jy het ook 'n driehoek wat skuins bokant daai struktuur lê nie. So jy het in werklikheid 4 driehoeke betrokke. Nou kom ons lees die vraag. AB is 'n vertikale vlakpaal. As hulle vir jou sê dis 'n vertikale paal, mag jy dadelik aanvaar, hy is loodreg met daardie vlak, met die grondvlak, en hy is ook loodreg met die grondvlak daar. So enige torings, pale, maste, geboue, as hulle vir jou sê, daar is 'n vertikale struktuur, dan mag jy reeds daaronder gaan invul dat hy 90 grade is. Dan gee hulle vir my die lengte van die struktuur, en hulle sê vir my AC en AD is 2 kabels wat die struktuur anker.
Dan sê hulle maar net vir my B, C en D is in dieselfde horisontale vlak. En dan gee hulle vir my die lengte van BD en hulle sê vir my hierdie hele hoek is 45 grade. Jy moet net altyd baie seker maak in watter vlakke is spesifiek hoeke. So die 45 grade is dan nou in die vlak wat van bo af op jou struktuur lê. So die vraag wat hulle dan vra is, eerstens skryf my AD. AD is daai skynsy daar. Dan sê hulle ek moet bewys dat CD gelyk is aan daai uitdrukking. So dis dan nou hierdie sytjie hieronder. En dan laastens gee hulle vir my lengtes en hulle sê ek moet die oppervlakte kry. Nou, as jy in jou vraestel is en jy is bekommerd oor tyd of jy kry 7.2 nie gedoen nie. Maar jy sien hier iewers te verder, gee hulle vir jou P en hulle gee vir jou X. Dan vat jy daardie formule wat daar is en jy druk jou P en jou X klaar in. So al kan jy nie 7.2 doen nie, gaan vir my dan aan na 7.3 toe en doen die invervanging van jou P en jou X. Want dis maklike punte, dis nog 3 punte in die sak. So kom ons gaan terug en ons kry die lengte van AD. AD, soos ek gesê het, is daardie skynsytjie daar. Nou, as ons kyk na AD, dit moet in terme van P wees. P het jy op daai sy en jy het ook P op daardie sy. So dis doodgewone goeie ou Pythagoras wat ons hier gaan gebruik. Ons gaan AD kwadraat is AB kwadraat plus BD kwadraat. Druk die sytjies in, vereenvoudig en ek kry dat AD kwadraat is 9P kwadraat. Trek net die wortel, dan is AD gelyk aan 3P. So daai skynsy kan ek nou invul is 3P. Dan die volgende een, dan het jy 'n 3P daar. Net soos met analitiese meetkunde, gewone meetkunde, enigiets wat jy uitwerk, vul dit terug op jou skets. Nou soek hulle CD hieronder. En ons moet hom in terme van daardie goeders kry. So dis vreeslik baie goed, maar my wenk was gewees, bly by die sinusreël, behalwe as jy byvoorbeeld vierkantswortels sien of kwadrate sien, dan weet jy dit kan dalk die kosreël wees. Maar in hierdie geval gaan jy bly by die sinusreël. So ons soek nou CD. Nou CD lê in of die grondvlak of hy lê in die, ek noem die dekselvlak. Dis die vlak wat van bo af op jou struktuur lê. Nou ons gaan in hierdie geval, gaan ons nie die grondvlak werk nie. Want ek het geen hoeke in die grondvlak nie. So die kans dat hy daar is 0. Ons gaan met, kom ons noem dit maar die dekselvlak werk. In die dekselvlak, dis driehoek ADC. Kan ek dan nou sê, hoek C hierso, het hulle vir ons gegee is X. En hulle het vir my D gegee, is 45 grade. So as ek beide daai twee hoeke het, dan kan ek mos hoek A daarbo gaan uitwerk. Dis dan net 180 minus 45 minus X. Hoekom soek ek hoek A? Want aangesien ek CD soek, het ek die hoek oorkant om nodig vir die sinusreël. So daarom moet ek hoek A eers gaan uitwerk. Dan sal jy verder sien. Hoek CAD is dan nou 135 minus X, ek het hom nou net vereenvoudig. Dan kan ons nou die sinusreël gaan inpas. Ons gaan sê CD op sin van die hoek wat ons nou net uitgewerk het. So dis die paartjie wat ek daar omkring het. En dan sien ek, maar as ek hierdie kant toe kyk, daar so, het ek nog 'n volledige paartjie. Ek kan nie met die 45 grade hoek werk nie, want ek het nie daai sy nie. So daai is nie 'n volledige paartjie nie, ek moet met die 3P en die X werk. So 3P is my sylengte, en onder die lyn kom sin X. Dan wil ek nou met die volgende stap, gaan ek sê, goed, vat hierdie sin 135 min X, vat hom na die ander kant toe, want ek wil ons CD alleen hê. En dis wat ek dan nou het. Dan as hy nou oor is na die ander kant toe, dan sê ek vir myself, goed, maar hierdie ding lyk nou nog nie heeltemal soos wat ek soek nie. Die sin X is reg, so hy is reg, ek gaan nie aan hom verander nie. Die 3P is reg,
dis daai stuk. Maar ek moet na die res kyk. Nou as ek na die res kyk, dit wat ek hier sien, is 'n saamgestelde hoek. Dis waar jou matriekwerk weer inkom. So jy moet dan daai sin 135 min x, moet jy dan gaan uitbrei met saamgestelde hoeke. En dit gaan dan vir jou die volgende gee. As net by hom uitkom. My pen. Nou die tweede enetjie moet ons bewys dat CD gelyk is aan daardie uitdrukking. Nou, wanneer jy na hierdie tipe van goed kyk, kyk eers waar is jou CD, dit is daarso. En onthou nou ons in die vorige een het ons bewys, daardie is 3P. So CD kyk jy nou in watter driehoeke val hy. Ja, hy val in die grondvlak, maar in die grondvlak het ons geen hoeke nie. Ons het net een sytjie. So dit gaan my nie help nie. En dan verder ook, as ons gaan kyk na die, ek noem dit nou maar my dekselvlak, dis die vlak wat van bo af op my struktuur lê, dan het ek bietjie meer inligting daar, want ek het 'n X hierso, en ek het 'n 45 grade daar, en ek het ook my 3P wat ek sopas uitgewerk het. So ek gaan met my dekselvlak werk, en dan gaan ek met my sinusreël werk. Dan my wenk was gewees, bly by die sinusreël. Jy sal maklik in 'n bewys kan sien as dit kosinusreël is. Daar gaan byvoorbeeld 'n wortelteken wees, of baie kwadrate, of so iets. Jy sal dadelik kan sien, maar in hierdie geval, bly by die sinusreël. Ek weet jy is dalk bekommerd oor die kos wat daar lê, maar jy sal nou sien, hy gaan wel regkom. So, ons spring weg met die sinusreël. Vir die sinusreël het ek nou gesê, as ek 'n sy soek, moet ek die hoek teenoor hom hê. So ek moet eers hoek A kry. Maar dis nie moeilik nie, want ek het reeds twee hoeke in daardie driehoek. So ek gaan sê in driehoek ADC, dis nou die dekselvlak, gaan ek sê hoek CAD is 180 minus die 45 minus die X. En dit gee vir my 135 minus X. So dit kan ek dan daarbo invul, 135 minus X. En dan is ek reg om my sinusreël te gebruik, want ek het nou daardie paartjie, waar ek net een kort, en hier het ek my ander paartjie. Ek kan nie met die 45 grade hoek werk nie, want ek het nie die sy teenoor hom nie. So ek moet met die 3P en die X werk. So as ek dan indruk in my sinusreël, dan kry ek CD op sin van 135 min X, dis my eerste paartjie wat ek omkring het, en dan is gelyk aan 3P op sin X. Maar ek hou nie van die sin aan die linkerkant onder nie, want ek wil mos CD alleen hê. So vat die sin aan die linkerkant onder, maal dit aan die regterkant, en as ek hom dan aan die regterkant maal, dan gaan hy so lyk. Nou begin jy net vergelyk met wat jy op die uiteinde soek. Sin X is reg, dit moet my antwoord wees. Maar daai wortel 2 is nog 'n probleem. 3P is wel reg, maar die sin hierso stem nog nie ooreen met wat ek daar sien. So die 3P en die sin X is reg, maar die sin in die kos in die wortel 2 soek ek nog. So as jy weet sekere goed is reg, beteken dit jy gaan nie weer aan daai goed raak nie. Jy moet dan aan die ander goed dink. Nou die enigste ding wat ek op die oomblik het, is sin 135 min X. En dit is my graad 12, saamgestelde hoek. So ek moet dan hom vat, en hom gaan uitbrei. Dis sin van die eerste hoek, kos van die tweede hoek, so sin 135, kos X, minus kos 135 sin X. Dan in daardie geval, hierdie sin 135 is mos nou in die tweede kwadrant. So nou kan jy met jou reduksieformules sê, sin 135 word mos sin 180 min 45. Maar sin in die tweede kwadrant is positief, so dit word dan net sin 45. En dit is waar ek dan daai wortel 2 op 2 gekry het. En ek gaan presies dieselfde doen met die kos 135. 135. Dit word dan ook wortel 2 op 2. Maar hy is dan negatief
en daarom verander daardie teken dan na 'n positief toe. So nou gaan kyk ek na my regterkant. Ek wil graag sin x plus cos x alleen in die hakkie hê. So hierdie wortel 2 op 2 wat ek nou net hier gebruik het, gaan ek dan ook as GGF uithaal. En dan staan hy saam met die 3p vooraan en daar is my hakkie is nou reg, die 3p is reg, ek het dan nog net wortel 2 op 2, wat nog vir my so 'n bietjie pla. Die sin x is ook reg. So nou wonder jy maar, hoe kom ek van daai wortel 2 op 2 na die wortel 2 van die antwoord? As jy daardie ding vat, die wortel 2 op 2 wat bo die lyn was, kan jy die 2 wat onder is, kan jy saam met die noemer gaan skryf. So hy gaan wortel 2 op 2 wees. Wat jy dan net doen, jy sien jou antwoord moet 'n wortel 2 onder die lyn hê. So in daardie geval gaan jy dan bo en onder, nie wortel 5 nie, wortel 2 gaan ons maak, bo en onder, want ek soek 'n wortel 2 in my antwoord. So, dis maar net, kom ons sê omgekeerde rasionalisering. Bo die lyn is wortel 2 maal wortel 2, gee dan net vir my 2, wat uitkanselleer met daardie 2, so ek kry dan 'n wortel 2 onder die lyn, en dan is ek by dit wat hulle gesê het, ek moet bewys. So hierdie laaste stukkie is maar net omgekeerde rasionalisering. Dan die volgende enetjie is die enetjie wat ek gesê het, as jy uit tyd uit hardloop, of jy wonder 'n bietjie oor die vorige ene, kry my so lekker bewys nie, vat die vorige ene, en dan gaan jy die oppervlakte direk kan uitwerk. Half AD is daardie sytjie. Ons het hom ons uitgewerk as 3p. En x is 110, so hier staan 110. Dan gaan jy vir my sê, onthou CD het ek nou in die vorige vraag uitgewerk. Hy het 'n vreeslike uitdrukking daar gehad. So jy kan daai uitdrukking in die vorige vraag vat, en jy kan CD se waardes gaan invul. En dan het ek sy hoek sy, want onthou vir oppervlakte reël moet ek sy hoek sy hê. So dan het ek dit, en dan kan ek net begin invervang. So dis half AD is 3p, CD is die uitdrukking wat ek in die vorige vraag gekry het, en dan sin van die ingeslote hoek wat 45 grade is. Dan gaan ons nou, volgende enetjie, gaan ons kan sê, maar ons P is 10, daar vervang ek ook 10 in, oralste by X vervang ek 110 in, so sien julle hier, so dis net indruk, en daar is ook 'n X wat ek ook ingedruk het. En dan vat jy die hele ding, tik hom in jou sakrekenaar in, en jy kry 143,11 vierkante meter. Nou ja, daarmee het ons tregkaf gedraf, en is ons aan die einde van ons treghersiening. In die volgende les gaan ons dan wegspring met analities, en dan meer spesifiek gaan ons eers net na die graad 11 werk kyk, en hersiening daarvan doen. Tot volgende keer, dankie. Oh, sorry. Can I just redo this one? Sorry. Nou, waarna kan ons uitsien in ons volgende les? Want ons het nou al ons treg klaar afgedrag. In die volgende les gaan ons na analitiese meetkunde kyk, meer spesifiek ons graad 11 werk, wat ons dan net so 'n bietjie hersiening oor gaan doen. Waaruit bestaan dit alles? Eerste stukkie is dat ons die middelpuntsformule, die hellingsformule en dan ook die afstandsformule gaan hersien. Dan gaan ons ook net weer gou kyk, hoe kry ons die vergelyking van 'n lyn deur twee spesifieke punte wat hulle vir ons gaan gee. En dan gaan ons weer kyk, nou hoe kry ons die vergelyking van 'n lyn waar hulle vir my sê, hy gaan deur 'n spesifieke punt, maar hulle gee dan vir my die wenk dat hy ewewydig of loodreg is aan 'n ander lyn wat hulle vir my gee. En dan laaste enetjie is die inklinasiehoek van 'n lyn, en daar gaan ons meer spesifiek werk met die formule,
M is gelyk aan tan theta en M is dan jou helling van jou grafiek wat my dan gaan help om my inklinasiehoek te kry. En daardie inklinasiehoek sal dan altyd natuurlik tussen 0 en 180 grade wees. En daarmee het ons aan die einde van vandag se les gekom. Tot volgende keer. Dankie.